Ek wil vandag met julle gesels, soos ons reeds gesê het, oor 3 temas. Wat is die gevolg van Jesus se opstanding? Vandag is 'n wonderlike boodskap. Dis 'n boodskap van hoop. En ons gaan kyk, hierdie is geskryf nadat Jesus opgestaan het uit die graf uit. Nadat hy uit die dode uit opgewek het. En daar is natuurlik baie verskillende bewyse dat Jesus wel letterlik opgestaan het. In die woord, maar ook in ander geskrifte is daar baie bewyse dat hy opgestaan het. Jesus het in eerste plek lewendig homself lewendig vertoon aan sy disippels. En meer as 500 nadat hy opgestaan het. In daardie 40 dae nadat hy opgestaan het, tot hy na die hemel opgevaar het. Hy het homself vertoon, hy het homself lewend vertoon aan mense. Hier is dan 'n duidelike bewys, so ons gaan nie nou vandag kyk na die bewyse, of Jesus opgestaan het of nie. Dit staan in die woord en daarom glo ons dit, dis tog alwaar ons kan vashou. Ons gaan kyk net na 'n paar gevolge van sy opstanding. Soos ek gesê het, daar's heel wat meer gevolge as net die 3 wat ons vandag gaan spreek. En as ons vandag gaan praat oor hierdie 3 opstande, die gevolge van sy opstanding, dan raak 'n mens opgewonde. En ons gaan kyk na wat die omstandighede was en na wie hy gepraat het en wat is die gevolge direk na sy opstanding. Ons praat van die eerste 40 dae en wat het gebeur in hierdie eerste 40 dae na sy opstanding en tot vandag toe nog is dit 'n effek van dit. In die regswêreld word dit omstandighede getuienis genoem. Ons gaan vandag kyk na hierdie getuienis wat ons kan gebruik as omstandigheid getuienisse van Jesus Christus en wat is die gevolge van sy opstanding. En ek gaan sommer vir die 3 gevolge afskop om dit eers te sê voor ons dit behandel. Die eerste gevolg is daar's 'n drastiese veranderinge in die disippels se lewe. En as jy Jesus Christus ontmoet het as jou redder en saligmaker, dan is daar ook 'n drastiese verandering in jou lewe. So die eerste gevolg van Jesus se opstanding is, nadat hy opgestaan het, totdat hy opgevaar het, die eerste gevolg is 'n drastiese verandering aan die 12 disippels wat hy gehad het. En ons gaan kyk daarna. Ons gaan kyk hoe het hulle lewe verander. Tweedens, tot die totstandkoming van die Christelike kerk. Ek praat van die Ekklesia, die Christuskerk, die ware kerk van Christus, die bruid van Christus. Ons praat nie van 'n gebou met stene gebou nie, ons praat van 'n gebou, lewende stene. Elke kind van God wat bloed gewas is, vorm deel van 'n kerk. Ons gaan kyk, hierdie kerke wat gevorm is in die gemeente, hoe pas dit nou in met Jesus se opstanding? En in die derde plek, die belangrikheid van die eerste dag van die week as 'n aanbiddingsdag. Met ander woorde Sondag. Ons het al 'n boodskap gehad, maar Sondag is dan die eerste dag van die week. En hoe sê ons nou dis 'n gevolg van Jesus se opstanding? Ons gaan dit uit die woord uitkyk. Ek begin dan om te begin. Die eerste gevolg van Jesus se opstanding uit die dode is die drastiese verandering in die lewe van die disippels wat Jesus gehad het. Onthou, die disippels het saam met Jesus gelewe. Hulle het by homself geleer. En Jesus het ook vir Thomas gesê, salig is hulle wat nie sien nie en glo. So ons kan baie meer daaruit leer as wat ons met die eerste oopslag raak lees. So die eerste gevolg van Jesus se opstanding is die verandering in die disippels se lewe. Ons het gelees dat Jesus Christus aan sy disippels verskyn het. En dit is natuurlik die eerste dag van die week. Ons het dit gelees. Jy kan dit kyk, die eerste dag van die week wat ons dan ken is Sondag. In die tyd toe dit geskryf is, en jy kyk na die teks-konteks-formaat, as ons nou praat oor die 8ste dag, dan begin ons eers by môre tel. Maar in die tyd, in die konteks waar dit geskryf is vandag die eerste dag. Môre is die tweede dag. Dan sê die woord, oor 8 dae daarna het hy weer aan sy disippels verskyn. Met ander woorde, op die volgende Sondag. En die eerste Sondag was Thomas nie daar nie. En die disippels het vir Thomas gesê, hoor jy, ons het die Here gesien. Hy sê, ek sal julle nie glo nie. Ek moet dit eers sien, want hy wil eers die harde feite sien.
Die volgende Sondag het Jesus weer aan hulle verskyn. So dis hoekom die woord sê 8 dae daarna, maar dis 'n Sondag. Baie belangrik om dit in tekskonteks te lees. En terwyl Jesus sy disippels verskyn het en hulle het nou vir Thomas gesê, toe sê hy, ek sal julle nie glo voordat ek my vinger in die merke aan sy hande en aan sy sy kan druk. Ek wil dit eers sien. En hoeveel keer van ons mense wil nie eers die harde feite hoor of sien met ons eie oë nie. Terwyl Jesus sê, salig is hulle wat glo, al het hulle nie gesien nie. Ja, so spesiale seënwense vir u en vir my wat hier sit vandag, wat dit nie kon gesien het nie. Wat weet dit staan in die Bybel, en ons aanvaar die Bybel as die hoogste gesag. Jesus het telkens male aan mense verskyn, 40 dae. Hy het aan mense verskyn, behalwe nie net sy disippels nie, het hy aan mense verskyn in Jerusalem, in Galilea, by Olyfberg het hy aan mense verskyn. Maar ons sê, die eerste gevolg van sy opstanding is die drastiese veranderinge in die disippels se lewe. As jy opgelet het, dan sal jy sien dat hierdie disippels, ons het dit gelees, hulle was in 'n kamer met toegesluite deure, hulle het in vrees gelewe voor Jesus aan hulle verskyn het. Toe Jesus gevange geneem is, toe die disippels weggehardloop en hulle het in vrees gelewe en hulle gaan toesluit as hulle aanbid, want hulle was in vrees voor Jesus aan hulle verskyn het. En toe Jesus aan hulle verskyn het, die eerste Sondag wat hulle saam was, het alles handomkeer verander in hierdie lewe van die disippels. Jy moet nou hierdie prentjie sien. Hierdie disippels het weggehardloop. Hulle het weggekruip. Hulle was bang dat hulle ook gearresteer sou word en dalk ook gekruisig moes word. Hulle is na hulle huise toe en hulle het weggevlug. En toe Jesus aan hulle verskyn het, op daai oomblik is daar 'n drastiese veranderinge in hulle lewe gewees. Hulle het spontane getuienis geword van Jesus Christus se opstanding van in die dode. Die een oomblik was hulle nog in vrees en bang om die evangelie van Christus te verkondig. Agter geslote deure. Nou Jesus was in 'n verheerlikte liggaam, hy het nie nodig gehad, hulle moes vir hom die deur oopmaak nie. En die volgende oomblik, toe word hulle kragtige evangeliste, wêreldwyd in die sogenaamde wêreld van daai tyd. Wêreldwyd. Ons lees in Johannes 20 vers 9, ek nou nie daarna toe te blaai nie, daar staan net geskryf is, die disippels het nie verstaan wat Jesus bedoel het, dat hy oor 3 dae sal opstaan. Vir hierdie disippels, op daai stadium toe Jesus dood is en in die graf is, voor hy aan hulle verskyn het, was dit vir hierdie disippels 'n baie negatiewe, depressiewe tydperk gewees voor Jesus aan hulle verskyn het. Sien, want hulle het gedink Jesus sal koning word van Israel. En toe is dit nou nie wat hulle gedink het dit is wat sal gebeur nie. So die kruisiging en die dood van Jesus Christus is vir hierdie disippels voor Jesus aan hulle verskyn het 'n neerlaag. Dis vir hulle 'n teleurstelling. Dis vir hulle 'n einde aan die man wat hulle gedink het sou koning oor hulle Israel word. En al hierdie disippels, al hulle ideale is daarmee heen. Dis vir asof dit vir hulle niks eintlik beteken voordat aan hulle verskyn het nie. So word ons ook ons baie keer gaan sit ons ook ons agter geslote deure en ons wil nie praat nie. So wat het met hierdie manne gebeur? Wat het gebeur in hulle lewe? Wat is die gevolge van die opstanding van Jesus op hierdie manne? Op die een oomblik het hulle weggehardloop en hulle wou nie oor Jesus praat nie. En die volgende oomblik word hulle kragtige getuienis
En ons lees in Handelinge 5 dat Johannes en Petrus voor die Joodse raad geroep is, en die Joodse raad het hulle gebied om oor die evangelie te gepraat, en hulle het gesê, ons sal nie stil bly nie, ons moet spreek, al kos dit ons lewe. Hulle het gesê, hulle sal nie ophou om van Jesus se genade, van sy kruisdood en van sy opstanding te getuig nie. Net 'n paar dae gelede was hulle bang en toegesluit en met niemand daaroor gepraat nie. Wat het gebeur? En ek gaan vir julle sê, daar's net een verklaring wat ons kan sien, hoekom het dit gebeur? Omdat Jesus Christus uit die dode uit opgestaan het en aan hulle verskyn het. So Jesus is nie meer dood nie, die graf is leeg. En Jesus het lewend aan hulle verskyn nadat hy opgestaan het. En hy het saam met hulle vergader en saam met hulle geëet. So hierdie disippels het geweet, as hulle dit sou verkondig dat Jesus opgestaan het, dan is dit nie 'n fabel wat verkondig word, of net 'n storie nie. Dis 'n werklikheid. So waar is wat die Here leef, dis 'n werklikheid. Hy het op die dood uit opgestaan. En die disippels het dit eershandse ondervinding gehad om Jesus te ontmoet. Hierdie het 'n dramatiese veranderinge in die disippels se lewe teweeggebring. Hulle was bereid om die evangelie te gaan verkondig, maak nie saak of dit hulle lewe sal kos nie. Hulle was bereid om martelare te word vir Jesus Christus. En hulle was getrou aan Jesus se laaste opdrag wat sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Hulle was getrou daaraan. Hulle het nie een of ander storie gaan verkondig nie, nee. Hulle het nie een of ander gesig of gedroom gehad oor dit nie. Jesus Christus het persoonlik werklik aan hulle verskyn. Die opstanding was 'n werklikheid en 'n reine waarheid. En hiervoor was die disippels bereid om hulle lewe te gee. Dit is 'n feit so in die mensdom, dat geen mens sal sterf vir 'n leuen nie. Nog nooit het ek al gelees dat iemand sou sterf, of bereid is om te sterf vir 'n leuen nie. Maar daar's male kere opgeteken van mense wat sal sterf vir die waarheid. So hierdie disippels was bereid om te sterf vir die waarheid. Hulle was bereid om hulle lewe af te lê. Geliefde oom en tannie, jong mens wat vandag hier is, as jy bloedgewas is en jy's nog in hierdie vlees, het jy nog 'n stryd. Het jy nog 'n stryd wat voor lê. En as ons net na die 12 disippels van Jesus gaan kyk, en ons gaan kyk net hoe het hulle te sterwe gekom, gaan jy vir jou sê, kan jy vir jouself sê, wanneer jy 'n getuienis vir Christus sal wees, moenie verbaas wees, soos dat Jesus sê, dat die wêreld julle sal haat nie, omdat hulle hom eerste gehaat het. As ons kyk na Jesus se disippels, hoe het hulle gesterf? Het jy geweet dat net een van sy disippels 'n natuurlike dood gesterf het? Andreas is in 'n dorpie met die naam van Patras in Griekeland, in 'n X-kruisvormige hout vasgebind en vir honger en dors gelos. Simon Petrus is in Rome onderste bo gekruisig, nadat ons aanskou het hoe hulle sy vrou gekruisig het. Jakobus, en dit is die seun van Zebedeus, hy is in Jerusalem met die swaard gedood op bevel van Herodes. Matteus is in Ethiopië doodgemaak met 'n swaard. Thomas sterf in Indië, martelaarsdood. Nathanael is in Armenië gekruisig. Filippus is aan 'n paal vasgemaak en opgehang in 'n dorpie in vandag se moderne Turkye. Judas Iskariot het homself opgehang
omdat hy Jesus verloon het. Simon, die ywerraar, sterf 'n martelaars dood, deurdat hy in stukke opgesaag is. Bartolomeus is onthoof in Albanië. Jakobus is doodgemaak in Jerusalem. En Johannes, die laaste een, is die enigste disipel wat 'n natuurlike dood gesterf het. So wat het hierdie manne in hierdie wêreldlande gaan soek? Wat het hulle daar gaan doen? Wat is die gevolg van Jesus se opstanding op hierdie manne? Want hulle was reg oor die destydse wêreld, Europa en Asië van daai tyd. Wat het hulle daar gemaak? Net een rede. Daar's net een verklaarbare rede. Hulle was 'n getuienis van Jesus Christus. Hulle was gehoorsaam aan Jesus se laaste opdrag. Hulle was 'n getuienis van Jesus se kruisdood. Hulle was 'n getuienis van Jesus se opstanding. En hulle was 'n getuienis dat Jesus weer sal terugkom. En dat die mense hulle moet bekeer van hulle sonde. Onthou wat Jesus gesê het in Handelinge 1 vers 8. Het Jesus vir hulle gesê. Dit geld vir ons vandag net so, soos wat dit so daai tyd gegeld. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees, eers in Jerusalem, en dan sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Dit was Jesus se opdrag ook aan hulle gewees. En dit was so, hierdie manne was getuienis van Jesus Christus se evangelie. Ek wil vir u sê, vandag is die Christendom, en nou wil ek net dit mooi reg definieer. Christendom beteken nie jy's 'n bloedgewaste kind van die Here nie. Jy's 'n bloedgewaste kind van die Here wanneer jy gered is deur die bloed van die lam. En die woord sê, die minderheid van die mense wat jy sien op straat sal dit vind. Maar as ons vandag praat oor die Christendom, kan ons sê dit is mense wat die evangelie gehoor het. Nie noodwendig mense wat se saak reg is nie. Die Christendom, Suid-Afrika sê, ek weet nie, hulle sê 70-80% Christene. Kom ons definieer dit nou maar vir mense wat dit gehoor het. Definitief nie bloedgewaste kinders van die Here nie. Maar hierdie Christendom, met ander woorde, mense wat dit gehoor het, is vandag meer as 1/3 van die wêreld wat sê, ek is 'n Christen. Nou weer eens wil ek myself verhaal, dit beteken nie dat hulle 'n kind van God is en 'n kerk van Christus, die bruid van Christus is nie. Maar hulle het dit gehoor, want hulle sê, ek is 'n Christen. 1/3 van die wêreldbevolking vandag sê dit. So as ons daarna kan kyk, sal ons sê dat meer as 1/3 van die wêreld het ten minste hierdie evangelie gehoor, wat uitgegaan het, want dit was 'n opdrag van Jesus gewees. So hierdie magtige evangelie is versprei. En dat op die eerste Sondag na Jesus se opvaarding, toe Petrus die evangelie bring, die boodskap bring, 3000 mense bekeer en hulle sommer dieselfde dag gedoop. Wat is die tweede gevolg van Jesus se opstanding? En dit is natuurlik die totstandkoming van die Christelike kerk, soos wat ons dit vandag ken. En lees in die Nuwe Testament. Die Christelike geloof het tot stand gekom in 32 na Christus. Toe Jesus gekruisig is. Toe Jesus eintlik begin het om die woord te verkondig. Dis die totstandkoming van die Christendom, soos wat ons dit ken. En alles wat plaasgevind het na Jesus se opstanding tot en met sy hemelvaart, in 'n kwessie van 2 maande, het daar baie goed plaasgevind om die kerk van Christus op aarde te stig.
Ek verwys weer na die versie wat ons gelees het in 1 Handelinge, vers 8, wat gesê het, julle sal my getuie, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Nou hierdie woordjie getuies, getuie in hierdie vers, interessant, in die Griekse oorspronklike vertaling, is hierdie woord martes, wat beteken martelaar. So eintlik staan hier, as jy dit vat na die oorspronklike vertaling, julle sal my martelare wees. Dis wat eintlik hier staan, julle sal my getuienis wees en my martelaar wees. En dit het ook so gebeur met die disippels van Jesus. Die Christendom het ontstaan deur die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus, en dit het gegroei tot 'n magtige, kragtige godsdiens wêreldwyd, omdat die disippels uitgegaan het om dit te vertel. Die eerste keer dat die disippels gepreek het, soos ons gesê het, is 50 dae na die opstanding van die Here, en ons sien dat Petrus 'n kragtige bekeringsboodskap gebring het. Net 30 jaar, in net 30 jaar, het die evangelie die hele destydse wêreld is verkondig oor die destydse wêreld. In net 30 jaar het hierdie disippels uitgegaan en het gaan verkondig. Nou moet jy onthou, hulle het nie vliegtye gehad nie, hulle het nie motorfietsse gehad nie, hulle het nie karre gehad nie. Hulle het met hulle voete geloop of op esels gery. Hulle het die evangelie gaan verkondig, aangevuur met die opstanding van Jesus Christus. Romeine 10 vers 18 sê, maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie, ja seker, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot die eindes van die wêreld. Hierdie stem het uitgegaan tot in die eindes van die wêreld. In net 30 jaar het die destydse wêreld die evangelie gehoor. Luister my vriend, of jy dit nou wil weet of nie, dis 'n direkte gevolg dat ons vanoggend saam sit hier, omdat Jesus uit die dode uit opgestaan het. Dis 'n feit dat hier vanoggend 'n kerk is, en dat daar vele ware Christelike kerke wêreldwyd is. Die derde rede wat ons kan sê, wat is die gevolg? Die derde gevolg van die opstanding van Jesus is dan natuurlik die weeklikse aanbiddingsdag wat verander het. Daar het 'n drastiese verskywing plaasgevind van die dag van aanbidding. Dit het verander van die 7de dag na die eerste dag toe. Die Sabbat, soos dit in die Ou Testament is 'n instruksie gewees en die mense het dit gehou op die Sabbat. Maar na Jesus se opstanding, toe die kerk van Christus begin het op aarde, is dit op die eerste dag van die week, ons het dit gelees, is die woord gebring. In die eerste dag van die week. Nou moet jy onthou, het is baie moeilik om dit te verstaan, ons as mense, elke dag behoort aan die Here. Elke dag, elke sekonde, God is buite tyd. Ons leer in die woord, dat die eerste dag, met ander woorde, die Sondag, die by mekaar kom dag gewees het, wat Jesus aan sy disippels verskyn het. Ek weet, dit is nou baie kontroversiële gebied, maar Jesus Christus het aan sy disippels in die eerste dag van die week verskyn. Met ander woorde, die dag na die Sabbat. Matteus 5 vers 17. En nou sê ons nie dat die Ou Testament nie meer geldig is nie. Ons sê ook nie dat die gebooie nie meer geldig is nie. Matteus 5 vers 17 het Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Maar ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar tot vervulling. So waarom vergader Christene nou Sondag by mekaar die afgelope 2000 jaar? En nie meer op Saterdae nie. Ek gaan vir julle net 'n paar redes gee. Hoekom mense nou op Sondag by mekaar kom en nie meer op Saterdae nie. In die eerste plek, omdat Jesus Christus op die eerste dag week uit die dood uit opgestaan het. Dit is die dag
deur die Heer gemaak, is 'n liedjie wat ons sing. Dit kom van Psalm 118 vers 24. Verwys dan na die eerste dag van die week, die dag na die Sabbat. En daardie woorde verwys na 'n dag wat die verlosser sou opstaan, al van Psalms tyd af. Die tweede rede waarom daar op Sondag bymekaar gekom het, omdat Jesus dan natuurlik aan sy disippels op Sondag verskyn het, al 2 kere. En ons kan hierdie eerste 2 Sondae sien as die eerste 2 aanddienste van die Christelike kerk. Die derde rede hoekom daar op Sondag bymekaar gekom het en nie op Saterdag nie, is omdat die Heilige Gees op 'n Sondag 50 dae na die opstanding uitgestort is in Handelinge 2. Op hierdie dag is die Nuwe Testamentiese kerk van Christus gebore. 3000 mense kom daai dag tot bekering. En dit is die rede tot vandag toe nog hoekom ons Sondag bymekaar kom en nie op Saterdag nie. Die kerk in Handelinge het op Sondag nagmaal gevier. Dit was ook die gebruik van die Handelinge om vir die gemeente om Sondag bymekaar te kom. Want in 1 Korintiërs 16 vers 1-2 staan daar: Want die insameling van die heiliges betref, moet julle ook so doen soos wat ek vir die gemeentes van Galasië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers moet plaasvind as ek gekom het nie. Hier praat Paulus natuurlik van die offergawes, wat in die eerste dag van die week, wanneer julle dienste hou en nagmaal hou, by mekaar gesit moet word, nie eers wanneer hy hulle sou kom besoek nie. Natuurlik was en is offergawes baie belangrik, en ons God het baie reserves, al die goud en al die silwer en al die vee en 1000 hebels behoort aan hom. Hy toets die hart. God kyk na die hart van die mens. 2 Korintiërs 9 vers 7-8 staan daar: Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het die mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, soos julle altyd in die opsigte volop kan hê en oorvloedig kan hê, wees tot elke goeie werk. Die volgende rede hoekom dit verander het van 'n Saterdag na 'n Sondag was. Sondag was die dag waarom daar ook dienste plaasgevind het en woord gespreek is. Handelinge 20 vers 7 staan daar: En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek. Net nog 'n bewys dat dit op 'n Sondag is, en dis hoekom dit nog vandag nog op 'n Sondag is. Ons is vandag op die dag van die Here. Die Here verwys na 'n dag van die Here. En as jy nou 'n Bybelstudie gaan doen, watter dag is die dag van die Here? Dit is die Sondag. Alles verwys na die eerste dag van die week in die Nuwe Testament. Daarom is die boodskap wat die ronde doen, dat Sondag nou van die Rooms-Katoliek afkom, nie heeltemal die waarheid nie. Hulle het dit dalk net meer aangesit, maar dit kom oorspronklik van die Nuwe Testamentiese kerk nadat Jesus Christus gebore is. So ek wil vandag net weer deur hierdie 3 gedeeltes met u gaan, en ek wil vir u sê, dis 'n geweldige gevolg van Jesus se opstanding op die lewe van die disippels. Net so het ek en jy 'n geweldige gevolg as Jesus Christus aan jou verskyn, wanneer jy 'n ontmoeting het met hom. Die tweede rede is gesê, soos die ontstandkoming van die Christelike kerk, en die derde is dat Sondag die aanbiddingsdag geword het. So vandag, in hierdie dag wat ons hier sit, sê ons, dis die boodskap wat ons moet gaan verkondig, wat die disippels gaan verkondig. Bekeer en vergifnis, en laat jou doop, en dis die boodskap wat Jesus Christus vir ons gegee het. So wat is die boodskap? Wat is die boodskap wat ons moet dra? Die boodskap is baie eenvoudig, dat ons die verlossingswerk van Jesus Christus moet gaan verkondig. Ons sê altyd, dit begin by die slegte nuus.
Dit begin oor die sondaar wat 'n mens is en dit eindig by die goeie nuus. Dit eindig dat Jesus Christus vir ons gesterf het en vir ons opgestaan het uit die dode uit. Dis die boodskap wat ons moet gaan verkondig in die wêreld. Want ons is almal in sonde ontvang en ons is almal in sonde gebore. Ons is almal gebore met ons gesig helwaarts en ons rug na God toe. Ons moet almal tot bekering en redding kom. En dis die boodskap wat ons as kinders van God moet gaan verkondig aan die wêreld daar buite, want hy sê my oes is ryp. Die oes is wit op die lande en die arbeiders is min. Ons moet almal na God waarts keer. 180 grade draai. Griekse woord is metanoia. Jy maak 'n 180 grade draai. En dis is die boodskap wat ons moet gaan verkondig. Mag die Here ons help om ook gehoorsaam te wees soos die disippels, sodat ons ook kan sê, oh, what a day that will be. My Jesus, I will see. Kom ons stel die ons wonderlike hemelse Vader. Dankie Here dat ons vandag hier kon saam vergader. Dankie Here dat daar soveel gevolge is van u opstanding, Here, en dankie dat u genade vir ons genoeg is. Ek vra Here dat u met elke persoon wat hier sit sal gaan en elkeen sal oortuig en elkeen opnuut sal maak deur die Gees, Here. Ek vra u ook, Here, om vir ons te help om die skoene van die bereidheid van die evangelie aan te trek. In die wonderlike naam van Jesus. Amen.